Dankie Omie, ons waardeer dit. En dis net die ek wil net sê dat so 'n boks van 100 Bybels kos R2.500. So as jy belangstel om so 'n boks Bybel sommer te sponsor vir die Gideons, kom praat met ons en dan gee ons dit. Ons wil uit self in die gemeente ook, wil ons ook 'n klompie gee. En dan gaan hulle gaan uitdeel en mense se lewens kan verander. Dis julle gehoor. So dis geleentheid. Of is R25 'n boekie, 'n Bybeltjie, né? By Jan kan ek koop, maar as hulle wil een borg wat is 25, maar 'n boks is R2.500, waar is 100 in. En was dit vir ons 'n voorreg om te sien wat gebeur met daai kinders. En ek gaan nou sommer daaroor praat, juist eintlik om te sê, as 4000 kinders 'n Bybel kry en net 1% van dit, van daai kinders is gedisipel om ander ouens te disipel, sien ons 4000 kinders verander, se lewens verander. So kom ons bid, dat die Here regtig in mense se lewens sal werk, en daai kinders wat daai Bybels optel, daar's 'n plek gewees wat hulle sê, hulle weet nie of hulle by een skool gaan 'n Bybels uitdeel nie, want hulle is bang, hulle gooi dit terug in hulle arms, en ons het dit nooit ervaar nie, daar is soveel blydskap en vreugde, en wanneer daai Bybel gelees word, kan daar impak gewees, en daai kinders kan begin lees, en 'n impak maak ook in ander kinders se lewe. So, wie het al 'n Gideon Bybeltjie ontvang in die skool? Moontlik. As jy nie een ontvang het nie, gaan terug na dit 6 toe, dan kry jy een. So, maar baie dankie Omie, ons waardeer dit, en julle is altyd welkom hier by Koinonia. En maar kom ons kry ons Bybels uit, ek het so 'n tydjie nog om te preek, en ek wil graag hê, Beer het vir my boodskap gegee, en Chris het verlede week het ook lekker gepraat oor, hoe kan ons huise rooi verf, en ons praat oor hoe ek die wêreld rondom my kan rooi verf. Verf die wêreld rooi. Nou dit is nie enige politieke party se kleur nie. Dit gaan eintlik oor die bloed van Jesus en die liefde van God, né? Die bloed van Jesus en die liefde van God wat ons wêreld begin rooi verf, en die Here wil ons gebruik. En dan sê hy ook, verf die wêreld rooi en leer ook ander mense om te verf. Dis eintlik waaroor my boodskap gaan, is om mense te leer om ook verwers te wees in die koninkryk. So Chris het vinnig gepraat oor, waar begin ek my wêreld rooi verf? Nie by loftes of dit nie, maar sommer daar by my in die huis. Daar begin ek te verf. En dan wonder ek, hoe lyk so verwer? Hoe lyk so disipel van Jesus? Nou, dis sommer net beeldspraak wat ek praat van verwer, maar is eintlik ons disipel. Ons moet gaan disipels maak, né? Maar waar begin ek my huisgesin rooi verf? Net so vinnig, toe dink ek, Chris, jy weet, net so praktiese ding. Okay, maar hoe moet ek nou verf? Nou, sommer net 4 goeders, wat ek wil noem, wat ons sommer begin daar by ons huis. Hy sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê, in Galasiërs 6, Efesiërs 5-22 en 6 vers 1. Manne, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe gegee het. So, dis 'n lekker gedeelte om te begin verf. Dis om 'n leier te wees, wat God jou gemaak het, en jou vrou lief te hê. En tweeëns, vrouens, wees aan julle eie mans onderdanig. 'n Goeie plekkie, goeie stukkie verf daai, né? Wees aan julle eie mans onderdanig. Soos ek nou eendag gesê het, weet iemand het eendag na 'n kappel toe gekom en sê, ek het God in my lewe nodig. Hulle sê, hoeso? Waar kom jy nou daaraan? Hoekom wil jy nou die Here? Hy sê, ek het na julle huwelik gekyk en hy het gesien hoe julle mekaar hanteer en hoe julle lief is vir mekaar en jou vrou onderdanig is. En hy sê, weet ek het so behoefte gehad om dit te hê, en ek weet dis net God wat dit kan doen. En deur daai huwelik het daar 'n getuienis gekom, en op daai manier het hulle begin mense se lewens rooi verf. Net deur 'n huwelik wat reg gewerk het. En dan die derde ding is, sê, kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam. Wees gehoorsaam aan julle ouers. Eer jou vader en moeder, sodat jy daar verleng word. Dis een ding wat ons kinders kan leer. Leer hulle gehoorsaamheid. Dis die manier hoe jou kind kan rooi verf. Leer hom gehoorsaamheid, hoe om God te hoor, God se stem te hoor, en ook jou gehoorsaam te wees. En dan die 4 werknemers, wees gehoorsaam aan julle eie werkgewers. Werknemers, wees gehoorsaam aan julle werkgewers. So, dis nie altyd maklik nie, maar daai werkgewer sien maklik, maar hierdie werknemer vir my is gehoorsaam. Dit wat ek 'n opdrag vir hom gee, doen het. Dis die manier hoe ek die wêreld begin rooi verf. So, dis waar ons kan begin in ons eie huise, ons eie plekke, begin rooi verf met die koninkryk en God se koninkrykswaardes. En dis wat ons graag wil hê. So, ja, dis ook baie belangrik om te sê, hoe lyk as ek begin by my huis? Jy weet, dink vir myself, maar Here, waar gaan ons eers by ons vrouens begin? Dis al redelik 'n moeilike saak, of by myself, jy weet, of by my kinders. Here, hoe gaan ek die wêreld rooi verf? Hoe gaan ek die koninkryksbeginsels kan deurbring? En dan, en dis eintlik maar net 1 persoon per jaar. En ek gaan vir julle 'n grafiek opsit vanoggend hierso. En voor ons die grafiek opsit, wil ek net sê dat
as ons nou net 'n gedagte vat, hierdie jaar gaan ons 500 mense vermeerder in hierdie gemeente. Wie sal dit kies? 500 mense. En volgende jaar nog 500. Ons sit vir die volgende 20, 25, 30 jaar, sit ons 500 mense by hierdie gemeente, of by wat ouens wat in die koninkryk inkom, dan gaan dit min of meer lekker lyk, né? So, kom ons kyk gou daar, ek wil net gou vinnig vir julle wys, groei met 500 mense per jaar, en as ons by jaar 17 kom, dan staan ons al op 9000 mense. Eeg, dit klink great, né? 9000, dis dit nie great nie. 500 mense, ek het 500. Alright, 500 mense, en in die jaar 32 trek ons dan maar by 16000 mense, dan is ons halfpad, jy weet, ons daarom so 'n bietjie meer as die dorp begin lekker evangeliseer. Dan praat ek van ouens, om ouens 'n pad mee te stap. Maar wanneer ons die langer pad vat, maar die blywende pad, is wanneer ons een persoon vat om disipel vir 'n jaar, en daai persoon disipel iemand anders vir 'n jaar, dan het ons 2, dan maal ons elke jaar net met 2, so by jaar 13 trek ons by, kom ons sê jaar 12, as ons kyk na hierdie kant, 12 staan ons op 6500, hierdie kant staan ons op 4096 op jaar 12, maar jaar 13 trek ons hierso by 7000, en by jaar 13 hierdie kant net een persoon, het jy gedisipel vir 'n jaar lank, en jy het geleer, daai ou moet ook 'n disipel wees, né? Jy het daai ou geverf, en toe leer jy, hy moet ook begin verf, né? Jy het daai ou gedisipel, en jy leer omdat hy ook moet disipel. Ja, jaar 13 trek ons op by 12, 4096, maar jaar 13, en dan skuif ons oor na 8192. As ons hierdie kant kyk, dan trek ons nou eers by 7000 jaar 13. Dis wanneer ons hierdie getalle begin verbygaan. By jaar 32 staan ons op 16000. Kom ons gaan net oor na hierdie gedeelte, maak disipel, leer een persoon per jaar, dan kom ons by jaar 29, is dit 1 miljard, of 1 miljoen, 1 biljoen, hoe sê ons, dis 'n miljard en biljoen, 1 biljoen, 72 miljoen, 700, so, nou, ek wil nou nie zoom op my trek nie, en maar in jaar 31, dan staan ons op 4,2 biljoen, 4,2 biljoen mense, kyk waar trek ons by jaar 31, 15500. Ons het 500 elke jaar gegroei, maar hier het ons een persoon geleer om nog 'n ander persoon te disipel. Jaar 31, dan tussen jaar 31 en 32, dan het ons die hele wêreld bereik, met sy 7,9 biljoen mense. Is dit nie vir julle interessant nie? So ek moet vandag my kop in skaamte sak. Ons is 25 jaar aan die gang. As ek so vinnig kyk, 25 jaar, moes ons, ek dink so getrek het, hierso al by so 'n goeie, ek dink amper 1 miljoen mense, as ons ouens gedisipel het, jaar vir jaar. En dis wat ons beteken, as ons sê, kom ons begin in ons gemeenskappe rooi verf, beteken dit, elke ou moet begin 'n verfkwas optel, en as jy geverf is, begin iemand anders te verf. Jy moet gedisipel word, sodat jy ander mense ook kan disipel, sodat die wêreld gewend kan word, want so lief het God die wêreld gehad. Nie net Nylstroom of 'n paar ouens in 'n kerk gebou nie, maar so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Om 'n verhouding met God te hê. Disipelskap gaan oor om vir iemand te verduidelik wat dit beteken om 'n verhouding met God te hê, nie net 'n ticket to heaven, gee jou hart vir Jesus en gaan jy hemel toe nie. Dit gaan oor hoe kan jy dan ander mense leer ook om disipels van Jesus te wees, om sy navolger te wees. Ek het so rukkie gepraat oor wat beteken 'n disipel. Beteken iemand wat iemand navolg en doen soos wat hy doen. Amen. So, dis net om vir julle 'n gedeelte te gee. Ek het dit van self uitwerk, so as iemand dit wil hê, ek vra geld daarvoor. Nee, maar dis net vir ons 'n idee te gee, hoe vinnig ons die evangelie kan versprei, wanneer elkeen sy verantwoordelikheid vat om 'n kwas op te trek. 'n Ware verwer is 'n ware kind van God, of meer, 'n disipel van God, en is iemand wat mense trek na hom toe, na Jesus toe. Baie mense sê, Christene, hulle wil nie saam met Christene wees nie, want om naby hulle te wees is onvriendelik. Mense, 'n navolger van Jesus trek mense na God die Vader toe, deur hulle lewensgesindheid. Dit is maar net so, as jy werklik 'n kind van die Here is, dan trek jy mense na jou toe. En ek wil julle sê, nou, ek het al agtergekom, ouens wat iemand na die Here toe gelei het en mense begin disipel, dis die minste kritiek lewerende mense wat jy kan kry, al is dit in 'n gemeente.
Weet, as jy ou kry, dan, hy is nie kritiekvol nie, want hy het al 6 ouens na die Here toe gelei hierdie jaar, en hy is besig om hulle disipel. Hy het nie bekommernis oor wat, en dis nie lekker nie, en daai is nou nie, die koffie was water was koud, en daai goeders nie. Nee, hy is besig om te fokus op dit wat God hom voorgeroep het. Jy weet, ons sê baie keer van ons, jy moet die Vader ontdek. Ons het baie keer so 'n verwronge beeld van wie God die Vader is. Nee, maar jy moet in die familie kom. Ons het 'n verwronge beeld van wie 'n familie is. Nee, maar jy moet 'n disipel wees, maar hoe lyk 'n disipel? Jy weet, so ek sê baie keer, as ons kom uit 'n redelike goeie huis uit, en as ek sê pa, dan weet ek, is iemand wat teenwoordig was, is iemand wat daar is, dan sê ek vir iemand anders, jy moet God die Vader lief hê, hy's daar vir jou, en dan dink jy, dis nie wat ek beleef het in my huisgesin nie. Jy weet, dis nie wat ek beleef het in my familie nie, dit was 'n bekleier en 'n gestweery, en ons stry nou nog dat pa en ma dood is, beklei ons nou nog oor die erfposie. So daar's nooit harmonie in eenheid, en as jy vir iemand sê, maar ons is Koinonia se familie, hoor, dink ek, sorry, ek is wel nie deelloos daarvan nie, ek ken families. Nee. En dis wat God wil kom herstel. So wanneer Jesus ons 'n opdrag gee om disippels te gaan maak, is dit verskriklik moeilik tydker om te sê, maar ek verstaan nie, wat is 'n disipel nie. So Jesus het gekom net vandag, Jesus het gekom vir 3 dinge op aarde. Nommer 1, om mense se sonde te vergewe, maar volgens Matteus 9 vers 6, om mense te genees, om mense te red van die wat verlore is, en Jesus het mens geword, sodat ons Jesus mense kan wees op aarde. En dit beteken 'n voorbeeld vir mense daar buitekant, om soos Jesus te wees. Ek onthou net so 'n lang tyd terug, onthou ek 'n ou oomie wat, hy was 'n mechanic gewees by die polisie. Hy het al die polisiekarre en goeders reggemaak, maar hy het altyd mense gehad by hom. Kom hy so onder die kar uitgeklim, dan is daar altyd iemand. So dan sê, hoor jy, het jy 'n karstuk, en sê, nee oom, ek wil net bietjie met jou kom praat, want jy het die woorde van die ewige lewe. Dan praat hy het sy hele dag, het hy net mense betrent bedien, so onder die kar, en hy besig om engines reg te maak, vol olie, overall, alles, maar hy het God se woord vars gebring, en dis wat God wil hê. So as iemand 'n kind van God is hy gered deur die bloed van Jesus, hy's genees, fisies of geestelik, en hy het vergifnis aanvaar, né? So kom ons kyk bietjie, 'n disipel van Jesus is nie net iemand wat die Bybel lees nie, maar is iemand wat die Bybel leef. Sê saam met my, is nie iemand wat die Bybel lees net nie, dis iemand wat die Bybel leef. En dis wat 'n disipel is, verskil tussen 'n bekeerlinge, né? 'n bekeerling is iemand wat sy hart vir Jesus gegee het. Maar 'n disipel is iemand wat volgens God se woord begin leef. Nou kom ons kyk, wat is 'n disipel? Nommer 1. 'n disipel is iemand wie God se hart reflekteer. Weet jy hoe is God se hart teenoor jou as mens? En dit hoe jy beleef van God, hoe God se hart teenoor jou is, dis hoe jy dit gaan reflekteer. Ons het lang tyd gepraat oor die maan het geen lig van sy eie nie, net die weerkaatsing van die son, né? So wat weerkaats jy van die hart van die Vader na die wêreld daar buitekant? Ons het Vrydagoggend 'n spreker hier gehad, ou Stefan, en hy vertel het eendag met 'n ou gepraat, Dario Duwet, ek sal sy naam doen, hy is oorlede, en hy het vir hom gesê, hoor hierso, Dario, ek het 'n tape van jou geluister, of 'n CD van jou geluister, kan ek jou sien? Toe sê hy, man, luister hier, bel my, as jy klaar jou Bybel gelees het, dan bel jy my weer. Hy dog, so ongeskik, dis presies hoe Christene is, jy weet. En 3 minute daarna, toe bel hy hom weer, hy sê, hoor hierso, ek is verskriklik jammer, is jy Stefan? Hy sê, ja, maar ek het nog nie die Bybel deurgelees nie. En hy sê, ek wil net vir jou sê, God het met my gepraat, ek moet jou nou met jou afspraak maak. En daar keer sy hele lewe om, en daai ou begin om te mentor. En dis net baie keer in 'n oomblik se tyd, maak ek net 'n verkeerde besluit, en om by 'n plek te kom vir iemand te sê, weet jy wat, ek was nors toe jy met my daar gehanteer het, ek kom terug vir jou, en ek sê, ek is so jammer daaroor. Ek vat soos ouers, jy weet, vaders, pa, ek is self 'n pa. Ek moes baie keer na my eie kinders toe gaan en sê, weet jy wat, ek is so jammer dat ek verkeerd opgetree het. Weet jy wat, as kind van God het ons daai ruimte om na iemand toe te gaan en sê, weet jy wat, ek is 'n disipel van Jesus, maar my optrede daar was nie reg gewees nie. Sal jy my vergewe vir dit? Dis 'n ware disipel. 'n Ware disipel is iemand wat God se koninkrykswaardes verteenwoordig hier op aarde. Wat is God se koninkrykswaardes? Ek vra nou dag iemand, wat sal jy sê is koninkrykswaardes? Dan begin ons te mompel, ons weet nie. Ons weet nie regtig wat is koninkrykswaardes nie. Matteus 5 en 6 en 7 sê vir ons presies, wat is God se koninkrykswaardes? Die Bybel is vol koninkrykswaardes. En dan sê hy vir ons, 'n koninkryk, 'n disipel is iemand wat die koninkrykswaardes uitleef. Nou, soos ek lang terug vertel het van, toe ek 'n jong seun was, toe ek op skool was, toe het ek ook ergens gelees, met jou een wang draai as iemand jou klap, en ons het so gespeel, en een ou klap my 'n goeie klap, en ek dog toe, maar die Bybel sê met jou ander wang ook te draai, maar hy het nie gesê, hy gaan jou weer klap nie, né? En toe klap hy ou, my dog ek, Here, maar dis nou,
Dis nou 'n storie. Ek het nou nie gedink hy gaan nou weer klap nie, weet ek nog, die Bybel sê draai net, jy weet, maar ek het nie gedink hy gaan weet, maar die volgende dag kom die ou na my toe te sê vir my, ek is so jammer, ek kon laasnag nie slaap nie, en ek bid, ek sê, Here, laat ou nie slaap nie, maak hom wakker, laat hy terugkom, en daai oggend, hy wag vir my so by die bus, hy sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, ek is jammer oor gister. Maar iemand wat 'n disipel is iemand wat die koninkrykswaardes uitleef hier op aarde. En dan derde, wat hom reproduseer. As jy 'n disipel van Jesus is jy iemand wat jouself reproduseer. Paulus sê, wees my navolger soos ek 'n navolger van Christus is. Maar laat mense in jou lewe kan kyk en sê, dis presies hoe ek my lewe ook wil lei. Ek sien Jesus in jou lewe, en ek wil dit graag ook hê. En dis hoe ek my lewe wil lewe, en dis presies wat 'n disipel doen. 'n Disipel is iemand wat homself reproduseer, Christus wat in hom is, sodat mense ook God weer kan reflekteer in hulle lewens. So ek het sommer net verlede week, so 'n paar weke terug, het ek gepraat van Matteus 28. Kom ons reflekteer net gou 'n bietjie terug, Matteus 28. Hy sê daar so, die wêreld is julle sendingveld. Jesus sê ten later staan, hy sê, God het aan my alle mag gegee en wat daar is, niemand is magtiger as ek nie. Hy sê, Matteus 10 sê, gaan preek en sê, die koninkryk van God het nou naby julle gekom. Maak siekes gesond, dryf die duiwels uit, gee dit verniet, want julle het dit verniet ontvang. Vers 19 sê, ek wil hê julle moet nou iets vir my doen. Dis die boodskapvertaling. Hy vertaal dit vir my so mooi. Hy sê, ek wil hê julle moet iets vir my doen. Die wêreld is julle sendingveld. Die Gideons is besig met 'n sendingveld. Die wêreld is ons sendingveld. Daar's nooit stop daarin nie. Hy sê, die wêreld is julle sendingveld. Gaan, maak disippels. Dan sê hy, gaan oral na almal toe, daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskoning te volg. Ek sal Jesus navolg, maar jy moet net nie vir my vra, ek moet iets in die kerk doen nie, jy weet. Moet net nie vir my vra, ek moet met iemand praat oor die Here nie. Jy moet net nie vir my, hy sê nee, gaan heen en verduidelik vir hulle. Hy sê, gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my, Jesus, sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. Hoor, is twee dinge. Voorwaardes, ek sal dit doen as dit en dit in plek is, met voorwaardes, of verskonings. Die Here sê vir jou, gaan na daai ou toe en praat met daai ou, sê Here, net nie vir my nie. Ek is nie eintlik 'n ou wat met mense praat, ek is eintlik 'n introvert. Die Here sê, as jy 'n navolger vir my wil wees, as jy 'n disipel vir my wil wees, dan gaan jy dit doen sonder voorwaardes en sonder verskonings. Hoeveel keer maak ons die verskonings, as ons by dinge by die Here kom nie? Wees altyd 'n advertensie vir Jesus. Sommer net so tussenin, Filippense 1:27. Hy sê, gedra julle altyd dat julle advertensie vir Christus is. Daarmee moet julle regtig moeite doen. Ek wil net goeie dinge van julle hoor, of ek na julle toe kom of nie. Ek wil hoor dat julle soos een man saam staan en alles doen om ander mense te oortuig dat die goeie boodskap regtig goed is. Dis 'n disipel. Hy sê, 'n disipel leef sy lewe so, dat dit 'n getuienis is vir mense, wat mense sê, maar God is goed. Hoe kan jy sê? Ek kyk na jou lewe. Vers 19, die tweede gedeelte. As hulle bereid is, die disipels, om my met hulle hele lewe te volg, moet hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Luister hier, as ek by die Here kom en ek het die kostes bepaal, dan sê ek, Here, ek wil graag gedoop word, want dis wat U vir my sê, sonder enige voorwaardes. Nou sit ouens al vir jare, maar hy word nie gedoop nie. Nee, is net nie vir my nie. Jy weet, ek het 'n klomp verskonings. Jy sê, moet dit nie doen nie. As jy my volg, doen dit sonder enige voorwaardes of enige verskonings. Hy sê, so sal julle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. As jy iemand na die Here toe gelei het en is gedoop, hy sê, dan is julle nog nie klaar nie. Dan moet jy hom nou leer verf. Hy's nou geverf, hy het sy hart vir Jesus gegee, hy's gedoop. Hy sê, maar nou is jy nie klaar nie. Nou moet jy 'n kwas in sy hand begin plaas. En jy leer daai ou koninkrykswaardes te begin verf. Hy sê, maar dan is julle nog nie klaar nie. Disipel hulle. Leer hulle wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan God, die Vader. Disipelmaking is anders as met bekeerlinge. Disipelmaking is net bekeerlinge. Ons gaan nie net, ons kom op plekke en ons lei ouens na die Here toe en ons los hulle net nie. Ons moet hulle disipel, want ons wil 'n wêreld, God wil 'n wêreld red. Amen. Is julle reg? Kyk vir jou langs jou en sê, ek jou gevang, jou oor amper toe gegaan nou. Soos die een ou eendag gesê, toe sê hy vir die dominee, hoorie, maak bietjie daai ou wakker al ons. Hy sê, dominee, jy kan dit self doen, want jy het hom in slaap gemaak. Die einddoel van 'n appelboom is nie net om vrugte te dra nie. Die einddoel van 'n appelboom is nog appelbome voor te bring. Dis wat 'n disipel is iemand wat nog disipels maak. 'n Disipel is iemand wat nog disipels maak.
Vers 20, hy sê, leer hulle en lei hulle dan alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om my te gehoorsaam te wees en doen wat ek vra. Ons hoef dit nie alleen te doen nie, maar hy is altyd by ons. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkom, sal ek met julle wees. Dis wat wonderlik is. Die Here gaan my nie op 'n plek los, en ek begin my getuienis, my lewe leef voor iemand, en dink ek, Here, maar gaan U my nie los in hierdie situasie nie. Ek meen, hier kom ek by Waldo, en Waldo sê vir my, hoor, ek het God in my lewe nodig, en sê ek bly vir jou, maar ek weet nie om dit te doen nie. Dis hoekom mense nie die ouens na die Here toe lei nie. Dis hoekom ons so hele kursus aanbied, follow, om vir iemand te leer hoe jou lewe, hoe jy jou ander mense na Jesus toe lei, en hoe jy leer oor die doop en Heilige Gees en al die dinge. So kom ons kyk gou net vandag, hoe lyk so verwer, en ek gee my net nog so 5 minute. Filippense 2 sê, hoe lyk die eienskappe van wie Jesus volg? As julle Christendom vir julle enigiets beteken, as julle liefde vir mekaar julle deur moeilike tye gedra het, as die teenwoordigheid van God se Gees enige verskil in julle lewe gemaak het, as julle weet wat het beteken om iets vir mekaar te voel, ja, om vir mekaar om te gee, wil ek julle groot guns vra, sê Paulus. Moenie gedurig met mekaar stry en beklei nie. Dis nie 'n goeie voorbeeld van 'n disipel nie. Konsentreer liewer op die dinge waarvoor julle saamstem. Jy weet, die duiwel het ons so besig gehou met al die kerke, en hoeveel, jy weet, is daarom daai kerk, ons is daarom nie soos hulle nie, en daai goeters. Luister die man, die woord sê, kyk, praat met goeters waaroor julle saamstem. Hier kom hom hier vanoggend, ons praat oor die woord. Dis ten minste die kernwaarde, ons praat oor die woord en Jesus Christus. Hy sê, wees loyaal teenoor mekaar, voel saam, streef saam, doen saam. As julle dit doen, sal julle regtig my bly maak. Moenie net uit julleself dink of heeltyd aandag soek nie. Wees liewer maar die minste, sodat die ander die minste kan wees. Niemand moet net aan homself dink nie, elkeen moet ook aan ander dink. Julle moet Christus Jesus vir voorbeeld volg. En die ou vertaling sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus is. En dis ons einddoel, om vir mense so te leer, om Jesus se gesindheid te weerkaats in die wêreld. Dan sê jy 'n ware disipel. Galasiërs 5 sê, hy praat daar van 'n verwysing waaruit ons moontlik kom. Jy weet, hy sê, jy weet, ons kom by 'n verskillende plek. Hy sê, Galasiërs 5:19, 'n mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Nou gaan ek 'n paar goed net hier lees. Hulle aanbid spul dooie afgode, en hulle besig met waarsê. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Klink amper soos vandag, is dit nie? Jy hoor net as iemand doodgaan, dan hoor jy beklei die familie, né? Hulle is aggressief, selfsugtig, altyd besig om te stry en verdeeld onder mekaar. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronkpartytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. En dan sê Paulus, ek waarsku julle, soos ek al tevore gewaarsku het, om nie soos daardie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se koninkryk nie. Right, bottom line. Nou moet ons 'n verskil bring. Hoe lyk dit? Galasiërs 5:20-22 sê, net soos 'n boom wat baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle aan God behoort. Jy sien dit onmiddellik as iemand se lewe beheer word deur die Heilige Gees. Gee jou totaal oor aan die Heilige Gees. Dis hoekom ons 'n geesmens is, en ons moet volgens die Gees lewe. Die woord sê ons moet geesmense wees. Net soos die boom wat 'n baie goeie vrug oplewer, wys hierdie mense se lewe dat hulle werklik aan God behoort. Sulke mense gee om vir ander. Nou dit is nou maar die vrugte van die Gees wat so 'n bietjie uiteengesit is, né? Hy praat van liefde en lankmoedigheid en goed. Hoor wat sê, sulke mense gee om vir ander. Hulle lewe is vol vreugde. Ja, jy kom by 'n Christen uit, dan lyk dit of jy ou suurlemoen gedrink het vanoggend. Dan sê die ou vir jou, hy's 'n kind van God, maar hy lyk nie so nie. Hulle lewe is vreugde. Die woord sê, wanneer jy by 'n kind van God uitkom, 'n regte disipel, sy lewe lyk so. Hulle lewe is vol vreugde. Die vrede van God wat van God afkom, ken en ervaar hulle. Hulle verdra ander mense sonder om ooit lelik met hulle te wees. Al is dit in die politiek. Hulle straal vriendelikheid en warmte uit. Daarom wil ander graag in hulle teenwoordigheid wees. Jy kan net daai ou oomie wat daar in die mechanic wat daar gewerk het. Luister jy, dan sien jy die drommie ouens hier om die kar. Hulle wil net by hom wees. Hoekom? Want hulle het iets ervaar van die vrug van die Gees van God. Hy was 'n ware disipel wat ander disipels begin maak het. Iemand vertel my hierdie week en sê vir my, hoekom is mense so onvriendelik? En hulle sê hulle is Christene. En toe weet ek nou nie lekker hoe om te praat nie. Hoe sê ek? As iemand sê, nee, kom by daai ou. En hulle sê vir my, ou is Christen, toe by hom kom, toe lyk hy glad nie soos 'n Christen nie. Hoor wat sê hy, hulle doen goeie dinge vir ander mense.
Ander kan altyd op hulle reken omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Hulle is vol deernis en ontferming. Die Gees stel hulle in staat om homself goed te beheer, sodat sonde nooit hoogtyd in hulle lewe vier nie. Dis presies wat 'n disipel van Jesus doen. Hy reflekteer die vrugte van God se Gees in sy hele lewe. En mense wil graag by daai persoon wees. En jy as 'n disipel wil dit graag aan ander mense se lewe bring. En dis waarvoor God ons geroep het. Gaan heen en maak disipels. En dan weet ons, in ons eie krag kan ons doen nie. En ek nog 2 verse. Handeling 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria. Hy het nie gesê, julle gaan getuig nie. Hy sê, julle gaan my getuies wees. Deur jou lewe. En mense sal sê, maar ek soek dit. Ek wil dit graag hê. En dis waarvoor ons God moet vertrou. Daai kinders wat in daai skole daai Bybels gekry het. Kom ons vertrou die Here. As daar net 1% van daai ouens is wat is besig om disipel van Jesus te word, om ander disipels te maak, dan is ons op 'n wenpad. En dan laastens die groot oes. Hoor wat sê Jesus? Hy sê laaste hy praat, hy sê toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry omdat hulle verward en verstrooi was soos skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir die disipels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Nou kom ons kyk na daai vers. Hy sê bid daarom dat die Here van die oes, dat hy die oes sal inbring. Sê dit so? Hy sê bid vir die arbeiders. Kan ek net sien die arbeiders hier so vanoggend? Hier sit die arbeiders vanoggend. Hy sê bid vir die arbeiders. Dat die Here die oes, dat hy die arbeiders sal uitstuur om in te samel. Ons gaan nie vanmiddag ons tassies pak en ons gaan China toe nie. Ons gaan net terug huis toe en ons gaan sê, Here, ek vra dat U met my lewe sal begin, sodat ek U hart sal reflekteer, dat ek U koninkrykswaardes sal verteenwoordig in hierdie wêreld, en dat ek myself sal reproduseer, sodat U koninkryk uitgebrei sal word. En binne 32 jaar, behoort ons die hele wêreld te wen. Wie's in vir dit? Kom ons bid. Vader, ek wil vanoggend bid, Here, dat ons het al hoeveel kere gebede gebid en mense na U toe gelei en gevra dat mense na U toe sal kom. Here, en dit was goed. Maar vanoggend wil ek vra, Here, en ek wil die eerste plek opstaan in my eie lewe. Sê, Here, ek wil eerste 'n disipel van U wees. En as jy vanoggend die hart begeer, sê, Here, begin by my. Ek wil graag 'n disipel wees, sodat die wêreld U kan sien. Wil ek vra, staan saam met my. Dan gaan ons vanoggend 'n gebed doen. En ek gaan die Here vertrou, dat dit nie net 'n gedagte sal wees nie. Ek wil hê jy moet die koste bereken ook. Dit kos baie meer. Dis net te opstaan. Dit kos om jou lewe vir Jesus oor te gee. So ek as jy vanoggend sê, Here, ek wil graag werklik 'n disipel vir U wees. Sonder enige kritiek, sonder enige voorwaardes, sonder enige verskonings, wil ek vanoggend opstaan. Nie om my hart vir Jesus te gee nie, maar om 'n plek te kom te sê, ek wil 'n verskil maak vir die koninkryk van God, en dis waarvoor U my geroep het. Wil jy saam met my staan vanoggend? Dankie, Vader. Dankie, Vader. En Here, ek bid, Here, dit wat in die Gees op die oomblik hier plaasvind, is baie meer as net in ouens se harte, net om mense te beïndruk, Here. Dis werklik iets in die Gees wat vanoggend vir herlewing, Here, ons bid vir herlewing, waar mense gaan inbeweeg in ons gemeenskappe, in plekke waar ons bly, en mense na U toe sal lei, deur ons lewenswyse, volgens Filippense 1:27, Here, dat ons deur ons lewenswyse die evangelie van Christus Jesus sal uitdra, dat ons nie net verwer sal wees nie, maar dat ons sal mense verwer sal maak, dat ons nie net disipels sal wees nie, maar disipels gaan maak, in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Ons gee ons vanoggend oor aan U. Here, nie meer my wil nie, soos U gebid het, Here, Vader, nie my wil nie, maar U wil in my lewe. Here, ons het baie skrif gelees en U woord is kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dankie dat dit vanoggend indring tussen gees en siel, tussen murg en gebeente. Here, dat ons gemaksone sal verlaat en sê, Here, gebruik my waar U wil. Here, dat ons nie net sal sê, ag Here, net soos ek wil nie, Here, maar soos U wil in my lewe. In die naam van Jesus. Dankie, Vader.